Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou kind van God, het jy al agtergekom wanneer jy fokus op iets spesifieks, dat hoe meer jy daarop fokus, laterhand gaan jy so attached raak met dit, dat dit alles waarop jy fokus, dat dit alles wat jy raak sien, omdat jy so op dit fokus. Het jy dit al agtergekom? Nou, ek wil gou met julle deel op Kyk Net en Kie is daar 'n storie wat ek kyk. Nou, in die storie is daar 'n vrou wat 'n vreeslike haat en bitterheid het teenoor haar pa se eerste liefde, want hulle kon ongelukkig nie saam wees nie. En haar pa het weer getrou, maar hy het heeltyd verlang na sy eerste liefde. En ongelukkig het dit so uitgespeel dat die vrou nie eintlik die pa gehad het wat sy moes hê nie, want hy het heeltyd verlang na sy eerste liefde. En as gevolg van dit het sy so 'n haat en bitterheid teen hierdie vrou en haar gesin. En hierdie haat en bitterheid het haar fokus geword. Dit het haar fokus geword om hierdie familie te wil vernietig. En sy doen alles in haar vermoë om te kan verwoesting bring in hierdie familie. En weet jy wat, as gevolg van dit, is sy besig om die mens wat sy was te verloor. Sy is besig om haar besigheid te verloor. Sy dolper haar in die skuld as gevolg van hierdie wraaksigtigheid. My boetie en sissa, fokus, as jy jou fokus plaas op iets wat teen God se wil is, iets wat jou aandag so aflei van God af, jy gaan later aan die prentjie mis wat God vir jou het, my boetie en sissa. Jy gaan mis wat se wonderlike vooruitsig daar vir jou is. Jy gaan mis wat se toekoms daar vir jou is. En dit as gevolg van omdat jou fokus nie is waar dit moet wees nie. Kom ons vat dit nou so. Kom ons sê die Israeliete het gefokus op die massas water. Al het God vir hulle 'n pad gemaak om deur die see te stap. Sê nou hulle het bly fokus op daai massas water. Wat dink jy sou gebeur het? Die Egiptenare sou hulle ingehaal het en hulle sou hulle vernietig het en dan sou hulle nooit by die beloofde land uitgekom het nie. Kind van God, dis so belangrik dat ons fokus reg plaas. Dit help nie ons sê ons fokus is op God, maar ons fokus is op alles behalwe God nie. As ek sê, soos wat die psalmdigter sê in Psalm 121, ek slaan my op na die berge. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Maar as jy sien, soek ek my hulp in 'n drankglas. Soek ek my hulp in nog 'n pilletjie, in nog 'n sigaret, by nog 'n one night stand. En laterhand gaan jou fokus en hulp so op dit gebaseer wees. Dit is op die ou einde wat jou identiteit gaan wees. So my boetie en sisse, wat ek vandag wil sê is, maak seker jou fokus is op God. Jou fokus is op die dinge van die koninkryk. Jou fokus is op dit wat jou vorentoe kan vat. Dit wat vir jou die vreugde kan gee wat vir altyd is. Nie 'n vreugde van 'n oomblik nie, maar 'n vreugde wat vir altyd sal hou. As ons fokus gerig is op dit wat dit moet wees, positiwiteit, 'n goeie gesindheid, goeie moed, gebed, die woord, my boetie en sissa, kan ek vir jou sê, daar gaan soveel deurbrake vir jou plaasvind, daar gaan soveel dinge vir jou oopgaan. Jy gaan sê, maar hoekom het ek nie lankal al my fokus geplaas op die dinge van die koninkryk en op God, ons almagtige Vader nie. Maar as jy heeltyd jou fokus gaan plaas wat op negativiteit is, jou fokus gaan plaas op dit wat sleg is, my boetie en sissa, is dit al wat jy gaan raak sien, wat negatief is, wat sleg is. En ek meen, kom ons wees eerlik, daar is heeltemal te veel negativiteit in die wêreld. Daar is heeltemal te veel slegte dinge in die wêreld om ons fokus daarop te hou. So kom ons maak 'n punt daarvan en ons skuif ons fokus na die dinge wat saak maak, die dinge wat vir altyd duur, die dinge wat 'n vooruitsig is en wat 'n vreugde vir jou sal bied. Julle moet 'n geseënde dag verder hê. Kyk mooi na julleself. Tot môre toe. Totsiens julle.